Madeleine hier mensies en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand. Vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig aan wegdryf slaapland toe. Donderdag aande kuier oom Eldie by ons en Sondagaande wissel ons tussen Mas Kokemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira en ook nou en dan 'n lekker verrassingsstorie. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe. En op Spotify, onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons 'n kommentaar te los. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Vanaand lees ons 'n lekker storie, geskryf deur Maggie Kloete. Was dit die meisie met die kraks? Die eerste keer wat ek haar sien, is dit laatmiddag op 'n Woensdag. Die son hang laag oor die suikerrietvelde buite ons dorpie, en die lig maak alles goudkleurig, asof die wêreld vir 'n paar minute besluit het om sagter te wees. Ek staan by die bushalte, soos elke dag na skool, my rugsak swaar op my skouers en my kop nog vol van algebra en geskiedenisfeite wat ek waarskynlik nooit weer gaan gebruik nie. En toe sien ek haar. Sy staan 'n entjie van my af, naby die ou draadheining wat halfpad ingesak het. Ek sou haar seker nie eers raak gesien het nie, as dit nie vir die helder pink kraks was nie. Hulle was amper onnatuurlik helder, soos iets wat nie regtig by hierdie plek hoort nie. Alles hier is dof, die geboue, die stofpaaie, selfs die mense se klere, lyk gewoonlik of dit deur die son uitgewas is. Maar daardie kraks, hulle het soos 2 klein neonliggies teen die grond geskyn. Sy dra 'n eenvoudige rok, ligblou met klein wit blommetjies, en haar hare is lank en donker, los oor haar skouers. Sy kyk nie na my nie. Sy kyk verby my, oor die pad, asof sy vir iemand wag wat ek nie kan sien nie. Ken jy haar? Vra Jaco, wat langs my kom staan het sonder dat ek hom gehoor aankom het. Wie? Vra ek. Al weet ek presies wie hy bedoel. Daardie meisie daar, sê hy en knik in haar rigting. Met die skoene. Kraks, sê ek outomaties. Ja, daai goed. Ek sweer ek het haar nog nooit voorheen hier gesien nie. Ek skud my kop. Ek ook nie. Ons kyk albei weer na haar. Sy beweeg nie. Sy staan net daar, doodstil, asof sy deel van die landskap is. Die bus kom uiteindelik met sy gewone gekerm en gerammel. Ons klim op, en toe ek 'n sitplek kry by die venster, kyk ek weer uit. Maar sy's weg. Net weg. Ek frons. Het jy gesien waar sy heen is? Vra ek vir Jaco. Hy skud sy kop. Nee, sy was net daar. En toe nie meer nie. Dis weird, sê ek. Hy trek sy skouers op. Miskien het sy agter die heining ingegaan. Maar daar is niks agter die heining nie. Net 'n stuk verlate grond, oorgegroei met onkruid en stikkende bakstene van 'n ou gebou wat jare gelede afgebrand het. Daardie aand kan ek nie ophou dink aan haar nie. Dit klink stupid, ek weet. 'n Meisie by 'n bushalte, groot deel. Maar daar was iets aan haar, iets wat nie heeltemal reg gevoel het nie. Nie sleg nie, net anders. Soos wanneer jy 'n droom het wat amper normaal voel, maar nie heeltemal nie. Ek probeer dit afskud. Ek doen my huiswerk, eet aandete saam met my ma, kyk 'n bietjie TV. Maar elke keer as my gedagtes stil raak, sien ek weer daardie pink kraks. Die volgende dag gaan ek weer bushalte toe, en sy is weer daar, presies op dieselfde plek.
Selfde rok, selfde skoene, selfde manier van staan. Effens skuins, haar gewig op een been, haar oë gerig op iets wat ek nie kan sien nie. Ok, nou is dit creepy, sê Jaco sag langs my. Jy sien haar ook, né? Vra ek vinnig. Hy kyk my skeef aan. Ja, obviously sien ek haar, hoekom sal ek net seker maak, sê ek. Ek besluit om nader te loop. Ek weet nie hoekom nie. Dis nie asof ek die tipe is wat sommer met vreemdelinge gaan praat nie. Maar iets trek my, iets sê vir my ek moet. Wat doen jy? Fluister Jaco. Ek gaan net hallo sê ek. Jy's mal. Miskien is ek. Ek loop stadig nader, my hart wat vinniger begin klop hoe nader ek kom. Sy beweeg nie. Sy kyk nie eers in my rigting nie. Al moet sy my verseker hoor aankom op die gruis. Hi, sê ek uiteindelik. Sy draai haar kop na my toe. Haar oë is donker. Nie net bruin nie, donkerder. So donker dat dit amper lyk asof daar geen lig daarin is nie. Maar haar gesig is vriendelik, sag. Hi, sê sy terug. Haar stem is lig, amper soos iemand wat lanklaas gepraat het. Ek sien jou nou al 2 dae hier, sê ek ongemaklik. Wag jy vir die bus? Sy glimlag effens. Nee, ok, ek weet nie wat om volgende te sê nie. Wag jy vir iemand? Sy kyk weer verby my, oor die pad. Miskien. Wat bedoel jy miskien? Sy antwoord nie. Sy kyk net. Ek voel skielik koud. Alles is nog warm buite. Wat is jou naam? Vra ek. Sy draai weer na my toe. Lena, sê sy. Ek's Maak, sê ek. Ek weet, sê sy. Ek frons. Maar voor ek my sin kan klaarmaak, hoor ons die bus aankom. Ek kyk oor my skouer en vir 'n oomblik vergeet ek heeltemal van haar. Toe ek weer terugdraai, is sy weg. Weereens. Net weg. Het jy dit gesien, vra ek, my stem hoor as wat ek bedoel het. Jaco kom nader. Ja, sy het net verdwyn. Dis nie normaal nie, sê ek. Jy dink? Sê hy droog. Daardie aand slaap ek sleg. Ek droom van die bushalte, van die draadheining, van die pink crocs wat stadig nader stap, sonder dat ek die res van haar kan sien. Net die skoene. Stap, stop, stap weer. Toe ek wakker word, is dit nog donker en my hart klop soos na 'n nagmerrie. Ek besluit om die volgende dag iets anders te doen. Ek gaan vroeër by die bushalte wees. Miskien sien ek waar sy vandaan kom. Die volgende middag is ek daar 'n halfuur voor die tyd. Die plek is stil, net die wind wat deur die droë gras waai en die verre geluid van 'n trekker, eers in die veld. Ek sit op die bankie en wag. 10 minute gaan verby. 20. En toe, sonder enige waarskuwing, is sy daar. Ek het haar nie sien aankom nie, ek het nie voetstappe gehoor nie, sy is net daar, by die heining, met die pink crocs. Dis onmoontlik, mompel ek vir myself. Sy draai haar kop na my toe. Wat is? Vra sy. Ek spring amper. Hoe het jy hier gekom? Sy trek haar skouers liggies op. Ek was nog altyd hier. Dis nie waar nie, sê ek. Ek was hier die hele tyd, jy was nie. Sy glimlag net weer daardie klein geheimsinnige glimlag. Miskien kyk jy nie altyd na die regte plekke nie. Ek staan op en loop nader. Hierdie keer voel ek minder bang en meer vasberade.
Lina, sê ek, wat gaan hier aan? Sy kyk na my en vir 'n oomblik lyk dit asof sy iets gaan sê wat alles gaan verduidelik. Maar toe vra sy, glo jy in dinge wat mense nie kan sien nie? Ek sluk. Soos spooke? Sy kantel haar kop effens. As jy dit so wil noem. Ek lag ongemaklik. Ek weet nie. Ek het nog nooit een gesien nie. Is jy seker? Vra sy sag. Ek voel weer daardie koue rilling oor my rug. Wat bedoel jy? Vra ek. Sy wys na die heining agter haar. Weet jy wat hier was? Net 'n ou gebou, sê ek. My ma het gesê dit het afgebrand lang gelede. Ja, sê sy. 'n huis. OK, en? Sy kyk af na haar kraks. Vir die eerste keer lyk dit asof haar glimlag verdwyn. Ek het daar gewoon, sê sy. Ek frons. Wanneer? Sy kyk op. Lang gelede. Hoe lank? Sy antwoord nie direk nie. Voor jy gebore is. My maag trek saam. Hoe oud is jy? Sy glimlag weer, maar hierdie keer voel dit anders. Hartseer, amper. Ek was 12, sê sy. Was, nie is nie. Ek voel hoe my keel droog word. Lena, maar weer eens word ons onderbreek deur die bus wat aankom. Ek kyk net vir 'n sekonde weg. En sy's weg. Ek hardloop na die heining toe. Daar's niks. Net die gebreekte grond en die oorblyfsels van bakstene. Dis nie moontlik nie, fluister ek. Daardie aand vra ek my ma oor die huis. Ma, sê ek terwyl sy skottelgoed was, onthou jy die ou plek by die bushalte? Die een wat afgebrand het? Sy kyk oor haar skouer. Ja, hoekom? Wie het daar gewoon? Sy draai terug na die wasbak, maar ek sien hoe haar skouers stywer word. Dis lank gelede, maak. Hoekom wil jy weet? Net nuuskierig. Sy bly vir 'n oomblik stil. Toe sê sy, 'n gesin, 'n ma, 'n pa en 'n dogter. My hart slaan vinniger. Wat was haar naam? My ma draai stadig om. Lina, sê sy. Ek voel hoe die wêreld vir 'n oomblik kantel. Wat het met haar gebeur? Vra ek. My stem amper 'n fluistering. My ma kyk na my, haar oë ernstig. Die huis het gebrand, sê sy, in die nag. Die ouers het uitgekom. Maar die meisie? Nee. Ek sluk. Sy het gesterf. My ma knik stadig. Hulle het gesê sy was in haar kamer vasgekeer. Die vuur was te vinnig. Ek voel hoe koue deur my lyf trek. Hoekom vra jy dit? Vra my ma skerp. Ek skud vinnig my kop. Ek het net gewonder. Maar daardie nag weet ek, dit is nie net nuuskierig nie. Ek het haar gesien. Ek het met haar gepraat. En die volgende dag gaan ek weer. Die son is nog hoër as gewoonlik toe ek by die bushalte kom. My hart klop al vannag nog voor ek daar aankom. En ja, sy is daar. Lina, sê ek sonder om te huiwer. Sy kyk na my. Jy het uitgevind, sê sy sag. Ek knik. My ma het my vertel. Sy kyk weg. Hulle praat nog oor my? Nie regtig nie, sê ek eerlik. Dis lank gelede. Sy glimlag flou. Ja, vir julle. Ek neem 'n tree nader. Hoekom is jy hier? Sy kyk weer na die pad. Ek wag. Vir wat? Sy dink vir 'n oomblik. Vir iemand om my te sien. Ek voel 'n knop in my keel, maar mense kan jou sien, ek kan jou sien. Sy kyk na my,
en vir die eerste keer lyk daar hoop in haar oë. Ja, sê sy, jy kan. Hoekom ek? Sy trek haar skouers op. Miskien omdat jy gekyk het. Ek frons. Wat bedoel jy? Die meeste mense kyk, maar hulle sien nie, sê sy. Hulle is te besig, te vol van hulle eie dinge. Ek dink aan hoe ek die eerste dag amper verby haar geloop het, sonder om regtig aandag te gee. Wat gebeur nou, vra ek. Sy kyk af na haar Crocs. Ek weet nie, sê sy eerlik. Ek het nog nooit so ver gekom nie. Wat bedoel jy? Sy kyk weer op. Nog nooit het iemand lank genoeg gebly om te vra nie. Ek voel hoe my hart swaar word. Lena, sy gee 'n klein tree nader. Hierdie keer verdwyn sy nie. Ek onthou nie alles nie, sê sy. Net stukkies. Die vuur, die rook. Ek kon nie uitkom nie. Ek sluk. Dis oké, jy hoef nie. Maar ek onthou iets anders ook, sê sy. Wat? Sy kyk reguit in my oë. Ek onthou dat ek bang was om alleen te wees. Ek voel hoe iets in my bors saamtrek. Jy's nie alleen nie, sê ek sag. Gaan jy môre weer kom? Ja, sê ek sonder om te dink. Sy knik. Goed. En vir die eerste keer, wanneer die bus aankom en ek weer wegkyk en terugkyk, verdwyn sy nie dadelik nie. Sy staan nog daar. En sy waai, met haar pink Crocs stewig op die grond. En ek wonder, was dit die meisie met die Crocs? Of was dit iemand wat net gewag het om raak gesien te word? Geskryf deur Maggie Kloete. Voorgelees deur Madeleine Skoombie, 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.